Maar ja, ek moet almal nou net vir julle vertel, nee. Ek en Okkie het so klein liesbreek herstel gehad verlede Dinsdag. En nou vat ons net 'n kort stappie hier af na die Spar toe. En daar het hulle 'n koffieshoppie binne in die Spar, maar nou so seker so halfpad soontoe. En hier kom 'n motor verby en iemand roep, "Môre tannie Leni." Jong, en ons twee kyk om en ons weet nou nie wie sit nie. Ons vra vir mekaar, nou wie's dit? Julle weet nou kan dit wees dat ons nou die mense al ontmoet het en heeltemal vergeet het, want dit gebeur mos nou maar as mens oor 50 is en so aan. En hier klim hulle uit en Johan sê nogal vir Okkie, hy moet nou maak of ons hulle ken. Hy wou my toe nou uitvang, nee, maar ja, toe sit nou hulle twee wat ons hier van agteraf herken, veral Okkie met die hoed en die stok. En dit was nou heerlik. Ons het so lekker gekuier en dit is regtig spesiaal dat ons mekaar kan bemoedig en net sommer lekker gesels. Ja. Vertel ons sommer, julle kan dit in die mindset weer vertel, maar is daai getuienis is so sterk. Vertel ons bietjie van die narkotiseer en die ander. Goed. Weet julle, ons het ek net laat Okkie op daar's Okkie. Weet julle, ons het maandag 'n afspraak gehad met die neuroloog wat 2 jaar gelede vir Okkie gediagnoseer het, eers met die vog op die brein en toe 6 maande later met die MSA, wat nou 'n kombinasie is van skade van diabetes aan die bloedvate, Parkinsons en Alzheimer en dan die simptome van die vog op die brein. En hulle het regtig vir ek en Okkie, ek en my dogter laat verstaan, dit was 'n slegte diagnose. So tussen die lyne het ons agtergekom, hulle probeer eintlik vir ons sê dit gaan glad nie goed met Okkie nie. Nou ja, ons het toe nou daai tyd 3 Desember 2023 het die Here vir ons Carnivore laat sien op YouTube. Absoluut, ons gee die Here alle eer, né? En ons het ingespring, pens en pootjies, en ons het aanhou die neuroloog se afspraak uitstel. So die neuroloog het Okkie toe nou 18 maande terug laas gesien. Maar ons besluit toe wel, ons moet seker nou maar hierdie afspraak nakom en ons gaan. Julle, hy is so verbaas om Okkie te sien, né, dat hy nie eers weer 'n breinscan doen nie. Die chirurg wat aan Okkie se bene die 2 omleidings gedoen het, vra vir Okkie, hy vra vir my, en hy's op niks medisyne nie. En ek sê, ja dokter, hy sê, nie eers op dit nie. Ek sê, ja dokter, hy's op niks. Hy sê, hulle kan nie glo, dis dieselfde man van 2 jaar gelede nie. Ons gee regtig die Here alle eer. Ja, prys die Here daar. En dis toe nou 'n nuwe narkotiseer en 'n nuwe chirurg vir die liesbreek herstel. En hulle is net so stom geslaan, want mense op ons ouderdom is gewoonlik op handevol pille. En weet julle, die wonderlikste ding, ons kon toe hulle Okkie opneem, toe kan ons, toe hulle vra, is hy diabetes, toe kan ons sê nee, hy is nie diabetes nie. Ja, wow. En Dit is goed. ag weet julle, ons is so opgewonde en dankbaar. Ons het vir die hospitaal gevra om vir hom vir sy etes net eiers te bring en maalvleis. En van ons kant af het ons 'n droëworsie en bottertjies byderhand gehad. En ja, dit was net amazing. So dit is 'n God story. Ons gee regtig die Here alle eer, maar julle weet ons moes besef, ons moet ons kan bring. Ons kan nie aanhou op die Here vertrou vir genesing, maar ons hou aan met die milkshakes en die chocoladekoek en al die goeders nie. En weet julle, Okkie het
Dinsdag aand 9:00 uit die teater uitgekom. Ons kon ook vra, omdat ons meer ingelig was as gevolg van al die carnivore teachings, om nie narkose, algemene narkose te kry nie. So hulle het vir hom 'n spinaal gedoen. Hy het Dinsdag aand 9:00 uitgekom. Woensdagoggend is hy ontslaan. Woensdag het ons alreeds gery tot in Langebaan, 'n bietjie gerus by sy sussie en donderdag die lang pad gevat. En dit sou nie so kon wees as ons nie so al gesond geword het in die tyd nie. So, Ja, ekskuus. dis amazing. Ons het 'n ander karnivoor ook raak geloop in 'n dorpie. En toe ons vir hom sê dat ek kom nou uit die hospitaal uit die teater uit amper net. Toe sê hy, as jy nie op karnivoor was nie, dan sou dit nie gebeur het. Ja. Ons wil net sommer, ekskuus julle, ons praat nou baie, ons sien die man waar ons 'n koffietjie drink in Moreesburg. Man, die is 'n frisbil, hy's 'n bodybuilder. En Okkie se eerste vraag aan hom is, weet jy van karnivoor? Maar hy val amper op sy rug. Hy sê hy doen al jare karnivoor op sy eie. Maar niemand glo hom nie. Hy doen ook, hy het 'n gym. En weet julle wat? Sy woorde is, ons is die enigste 2 karnivore wat hy nog ooit ontmoet het, wat dit nou fisies doen. En hoe bemoedigend was dit vir hom? Ja, dit was 'n wow. Dit was vir ons net amazing. En vir ons ook, ons kon net lekker gesels, want hy sê hy kry 5 kliënte wat hom nader vir hulp met hulle met alles. Hy sê 1 uit die 5 sal die karnivoor doen wat hy aanbeveel. Die ander sien net nie kans nie. Maar ja, dis nou ons hele mond vol vir vanoggend. Ja, Ekskuus. nee, wonderlik. Leni, hoe lank is julle nou op karnivoor? Man, ons sal nou die 3de Junie, Desember, ja, 'n jaar en 6 maande wees, om en by, ja. Jaar en 6 maande, baie mooi. As ek nou reg my sommetjies doen. Ek het nou die dae bietjie vergeet. Okay. Ek wil sommer vir jou toestemming vra of ek hierdie getuienis van jou kan uitlig en daar op TikTok deel. Ek sal dit uit hierdie video uitsny, as dit reg is met jou. Kan Ja, dis absoluut reg met Ja, ons. dis reg. Want ons is bemoedig, jy weet, deur vir Johan hulle ook te ontmoet, deur die coaching sessies, deur die karnivoor daar op Moreesburg. So ons besef, dis waardevol. Dit Ja. bemoedig mekaar. Dis reg so.